Goeiedag geliefdes. Ons het begin om na die Efesiërs sendbrief te luister en vandag lees ons weer Efesiërs 1 vanaf verse 1 tot 14. Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God. Aan almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Ons het gehoor dat Efesiërs 1 verse 3 tot 14 ons leer dat God 'n ewige plan vir sy kerk het. Ons kyk na hierdie plan in 4 dele. Eerstens die doel van God se plan, tweedens die uitvoering van God se plan, derdens die gevolg van God se plan en vierdens die waarborg van God se plan. Verlede keer het ons gehoor wat die doel van God se plan is. Dit is om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof bymekaar te bring, naamlik onder Christus. Kom ons hoor nou hoe God hierdie plan tot uitvoering gebring het. Die uitdrukking in Christus of deur Christus word baie gebruik in hierdie gedeelte. Byvoorbeeld, vers 3, in Christus is ons geseën. Vers 4, in Christus is ons uitverkies. Vers 5, deur Jesus Christus is ons God se kinders. Vers 7, deur sy bloed is ons vergewe. Wat sê dit vir ons oor die uitvoering van God se plan? God het sy plan tot uitvoering gebring in en deur Jesus Christus. Jesus het mens geword om die regverdige straf op die sonde te dra en ons verhouding met God te herstel. Hy is stikkend geslaan, gemartel en verbrysel. Hy is deur sy hemelse Vader verlaat om die prys op ons sonde te dra. Omdat hy dit alles gedoen het, regeer hy oor alles en is daar herstel in God se skepping. Vir gelowiges beteken dit dat ons met Christus verenig is. Om 'n Christen te wees beteken nie om net 'n klomp oortuigings aan te neem of om 'n klomp reëls na te kom nie. 'n Christen is in Christus. Ons is met hom verenig. Ons lees van hierdie waarheid ook in Romeine 6 verse 8 tot 10. Deur geloof is ons so een met Christus, sodat ons saam met hom gesterf het. As gevolg van ons eenheid met hom,
kyk God na ons asof ons self vir ons sonde betaal het. Deur geloof is ons ook een met Jesus se opstanding. Deur sy Heilige Gees bly hy in ons, sodat ons nie net vir hom leef nie, maar ook saam met hom leef. Ons het gehoor dat God vir Paulus gebruik het om die Efesiërs sendbrief te skryf. Vroeër in sy lewe het Paulus die kerk probeer uitroei. Hy het Christene in die tronk laat gooi en het goedgekeur as hulle doodgemaak is. Later in sy lewe moes Paulus die familie en vriende raakgeloop het van die Christene wat hy so vervolg het. Hoe het hy hierdie skuldgevoelens hanteer? Hoe het hy dit verwerk sodat hy met vrymoedigheid die evangelie kon verkondig? Paulus kom met vertroue vorentoe gaan, omdat hy geweet het dat daar nou geen veroordeling is vir die wat in Jesus Christus is nie. Romeine 8 vers 1. In onsself is ons niks, arm en 'n mislukking. Maar in Christus is ons alles. Deur ons eenheid met hom word ons geseën met al die geestelike seëninge wat daar in die hemel is. Wat is hierdie geestelike seëninge? Hierdie geestelike seëninge is om God se uitverkore kinders te wees. God het ons as sy kinders aangeneem, daarom het ons toegang tot hom. Niemand kan sommer by die president van 'n land instap nie, behalwe sy kinders. Enigiemand anders sal deur die veiligheidswagte voorgekeer word of selfs in die tronk gestop word. Maar sy kinders het vrye toegang tot hom. Net so het ons vrye toegang tot God. Ons kan tot God nader met 'n opregte hart en volle geloofsekerheid. Dat ons deur God aangeneem is as sy kinders, beteken verder dat ons erfgename is. Gelowiges gaan die nuwe hemel en nuwe aarde erf, want dit is ons Vader se sin. Om God se kinders te wees beteken ook sekuriteit. Dink aan die verhouding tussen 'n werkgewer en 'n werknemer. Hoe ver moet 'n werknemer gaan voordat hy afgedank word? Elke situasie is seker uniek, maar daar is 'n limiet. Ons is nie God se werknemers nie, maar sy kinders. Op grond van dit wat Jesus gedoen het, bly ons sy kinders, maak nie saak wat gebeur nie. Laastens beteken die feit dat God ons as sy kinders aangeneem het, dat God ons stig. Ons bly in 'n gebroke wêreld waar daar baie slegte dinge gebeur. Hierdie slegte dinge is nie God se skuld nie, dit is die mens se skuld. Deur ons sonde het ons dit oor onsself gebring. Maar God gebruik die slegte dinge in die wêreld tot ons voordeel. Hy laat ons daardeur groei. Deur ons eenheid met Christus word ons ook geseën met bevryding en vergewing van sondes. Vers 7 sê dat ons deur die bloed van Jesus verlos is. Die woord verlos kan beter met bevry vertaal word. Dit gaan daaroor dat die sonde nie meer 'n houvas op ons het nie, omdat Jesus met sy lewe daarvoor betaal het. Ons lewe word nie meer deur die sonde of ons sondige begeertes beheers nie, maar deur die Heilige Gees. Met ander woorde, ons kan en wil graag doen wat God wil hê. Vers 7 sê ook dat ons sonde vergewe is. Baie mense dink dat jy nooit vry kan wees van jou foute en mislukkings van die verlede nie. Dit sal altyd by jou bly. God sê nee. Hy vergewe ons sondes heeltemal, sodat ons nie met 'n skuldgevoel oor die verlede leef nie, maar om nou met oorgawe dien en met vertroue die toekoms tegemoet gaan. Is hierdie geestelike seëninge in jou lewe 'n werklikheid? Wanneer jy een met Christus is, dan moet dit 'n werklikheid wees. Die geestelike seëninge van kindskap, bevryding en vergifnis moet deel wees van jou lewe elke dag. Wat moet ons reaksie hierop wees? Ons moet God daarvoor loof en prys. Vers 3 sê, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Vers 6 sê dat ons God moet prys vir sy wonderlike genade. Verse 12 en 14 sê dat ons God se grootheid moet prys. Efesiërs 1 verse 3 tot 14 is een lang loflied oor alles wat God gedoen het. Dit is asof Paulus nie uitgepraat kan raak oor God se werk nie. Dit moet ook ons reaksie wees. Ons lewe moet een lang loflied wees van God se werk.
Deur ons dade moet ons wys dat ons God oneindig dankbaar is vir wat hy vir ons gedoen het. En met ons woorde moet ons nie uitgepraat raak oor God se goedheid en genade nie. God het die ewige plan met sy kerk. Ons het gehoor dat die doel van God se plan is om alles onder Christus se hoofskap te herstel. Hierdie plan het hy uitgevoer deur ons met geloof aan Jesus Christus te verbind. Deur geloof is ons 'n eenheid met Jesus Christus en daarom seën God gelowiges met al sy geestelike seëninge. As die Here wil, hoor ons volgende keer watter gevolge God se plan met sy kerk inhou en watter waarborg hy vir sy plan gegee het. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat U 'n ewige plan met U kerk het, dat U deur Jesus Christus hierdie plan tot uitvoering gebring het en dat ons deur geloof daaraan deel kan hê. Ons bely ons sondes voor U, ons bely dat ons baie keer hardkoppig is, dat ons doen wat ons wil doen en nie wat U wil hê nie. Ons bely dat ons baie keer liefdeloos is. Ons vra dat U ons ook daarvoor sal vergewe. Ons doen voorbidding vir ons vragmotorbestuurders, wat kos en belangrike produkte vir ons aanry. Ons vra dat U hulle sal bewaar op ons paaie en dat U hulle werk ook sal seën. Ons doen voorbidding vir ons kinders en jong mense wat besig is met eksamen. Ons vra vir wysheid, dat hulle alles sal onthou wat hulle geleer het en dat hulle dit ook goed sal kan weergee. Ons bid al die dinge deur U groot genade alleen. Amen.